Goeiemôre. Kom ons begin deur saam te bid. Hemelvader, ons dankie vir hierdie voorreg wat ons het om uit U woord te kan leer. Here, dankie dat ons die boek Openbaring het, dat ons dit kan bestudeer, dat ons kan sien wat wag op die wêreld in die toekoms. Maar Here, gee dat ons ook van hierdie geleentheid gebruik sal maak om onsself voor te berei om U te ontmoet. Dat ons alles in ons vermoë sal doen om U te vind, sodat ons nie deur die oordeele gaan waarvan ons lees in hierdie gedeelte waarmee ons vandag begin nie. Wees dan met elkeen, gee dat ons hierdie geleentheid sal gebruik vir selfondersoek, maar dat ons ook meer inligting sal bekom om te weet wat wag op diegene wat hulle nie tot U wend nie. Ek vra hierdie dinge om Christus ontwil alleen. Amen. Ons gaan voort in ons reeks oor die Omega leer. En vandag kom ons dan by Openbaring 6 en die eerste paar verse van Openbaring 8 uit. Nou, as u terugdink aan toe ons begin het met hierdie reeks, sal u onthou dat ek gesê het dat daar 3 vlakke is waarop dinge plaasvind. Daar is eerstens die hemel, dit is waar dit hoofsaaklik die 3 eenheid is, maar ook daar is geredde mense van Christus se kruisiging tot nou, wat die siele daar is. Dan het ons die aarde waar ons woon, en dan dit wat ek beskryf as onder die aarde, sluit dan ook die uiteindelike hel in. Maar dis ook mense wat begrawe is, en dit maak nie saak of hulle begrawe is, of hulle veras is, en die as is oor 'n gebied uitgestrooi, dit word beskou as onder die aarde. So die mense is tans op hierdie 3 plekke. En in die oorsig oor Openbaring het ek vir julle gesê, dat dit gaan verander, dat daar op die ou end net 2 plekke gaan wees, naamlik die hemel en die hel. En ons begin nou met die verdrukking. In hierdie gedeelte begin die onderskeid gemaak word om by die 2 uiteindelike plekke uit te kom. So as ons vinnig terugdink, hoofstuk 1 van Openbaring het vir ons gehandel oor wie Jesus Christus eintlik is. So dit behels al 3 hierdie gebiede. Maar dit is beskryf van die begin af. Want van die begin, van die skepping af, van voor die skepping af, vir altyd was God daar. En as ek praat van God, dan praat ek van God drie-enig. Met ander woorde, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En toe was ons by hoofstuk 2 en 3, en hoofstuk 2 en 3 het vir ons beskryf wat op die aarde aan die gang is. Hoe die denominasies funksioneer, wat gebeur in die kerk, wat die foute is wat in die kerk voorkom, en waarop ons wat ons voor moet uitkyk, dat ons nie in dieselfde strikke val as die kerke wat beskryf word nie. Nou kom ons by hoofstuk 6. En hoofstuk 6 is dan die begin van die verdrukkingsfase. Onthou u dat in hoofstuk 4, ek het hoofstuk 4 en 5 uitgelaat, hoofstuk 2 en 3 was oor die aarde, en in die begin van hoofstuk 4 het God Johannes opgeroep van die aarde af, en hy was in die gees onmiddellik in die hemel, dit wat ons noem die wegraping. So toe is die hemel vir ons beskryf, die absolute heerlikheid wat daar is, die aanbidding wat aan God gebring word in die hemel, en hoe die lewende wesens, die ouderlinge, die engele, almal voortdurend God eer en loof en dank vir dit wat hy vir ons doen. Nou kom ons terug na die aarde toe, om te kyk wat gebeur met diegene wat nie opgeroep is na die hemel, met ander woorde diegene wat nie die bruid van Christus is. En met die bruid van Christus bedoel ek alle wedergeborenes van Pinksterdag tot die dag waarop die wegraping plaasvind. Hulle is weg van die aarde af, en op die aarde bly oor die persone wat nie deel van die bruid van Christus is nie. Ons sal later oor hulle gesels, maar ons gaan nou kyk na watse probleme hulle gaan ondervind. En as ons kom by die bespreking
van die rol, dan sien ons dat daar 7 seels is wat gebreek moet word. Want daar is 7 plaae wat gaan kom op die aarde. Hier sien u 'n dokument uit daardie tyd. Dit is 'n perkamentrol, dit is toegedraai. In hierdie geval is dit op 2 stokke en dan is daar 7 seels wat hom verseël. Nou baie mense aanvaar verkeerdelik dat met elke seël wat gebreek word, die rol 'n bietjie verder oopgemaak word en dan tref dit die aarde wat op daardie gedeelte van die rol geskryf staan. Maar die rol werk nie so nie. As daar 7 seels is, moet al 7 gebreek word voordat die rol oopgedraai kan word. As jy net een van hierdie bande gaan breek, is die rol nog steeds vas met 6 seels. So moenie dink dit is wat gebeur nie. Dit beteken die boekrol is nie die oordeele wat kom nie. Die oordeele is dit wat God uitspreek en wat ons kan aanvaar. Hoekom word dit in verband gebring met mekaar, is dat elke keer as Jesus een van hierdie seels druk laat hy moet breek, en onthou, hy is die enigste een wat waardig geag is om hierdie boekrol oop te maak. Niemand anders in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon hierdie boekrol oopgemaak het nie. So Jesus druk op een van hierdie seels en dan kom die plaag. Die plaag kom nie uit die boekrol uit nie. Dan moet ek sommer iets verder ook nou beskryf. Hoewel Openbaring hoofsaaklik kronologies verloop, is dit nie altyd kronologies nie. Daar is sekere dele wat afwyk van die kronologie. En vandag kom ons by so 'n gedeelte en die eerste 4 seels openbaar aan ons 4 ruiters. En wat gaan gebeur met elkeen van hierdie ruiters? En hierdie 4 ruiters gee eintlik vir ons 'n vooruitskouing op dit wat wag in die hele groot verdrukking. Daarna begin die peste en plaae in 'n logiese volgorde voorkom. So kom ons kyk wat sê Openbaring en ons kyk wat gebeur met elkeen van die seels wat breek. Ons begin met Openbaring 6 verse 1 tot 4. En ek het gesien toe die lam een van die seels oopmaak, en ek het een van die 4 lewende wesens hoor sê, soos die geluid van 'n donderslag, kom kyk. En ek het gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit het 'n boog, en aan hom is 'n kroon gegee, en hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar en om te oorwin. Kom ons volstaan eers hiermee. Daar is baie denominasies wat beweer dat dit Jesus Christus is, maar dit is nie gepas nie. Jesus Christus, as hy kom op 'n wit perd, kom hy om oorlog te voer teen die ongelowiges op aarde. En dit is nie wat hier beskryf word nie. Wat hier beskryf word, is die teenoorgestelde van Christus, die Antichrist. Die Antichrist kom en hy het by hom 'n boog. En hier staan nie 'n boog en pyle nie. Ons het iets soos die reënboog, 'n verbond wat in die Ou Testament aangegaan is tussen God en die mens. En daar word gereken dat hierdie woord wat die boog beskryf, dieselfde is as in die reënboog, die boog daar, dat dit 'n verbond is wat gesluit is. Die kroon wat gegee is, kroon dui op regering, en die Antichrist gaan op die aarde regeer tydens hierdie verdrukking. Hy gaan onder die duiwel, hy gaan as gevolg van die duiwel wat hom gebruik, gaan hy oorlog voer teen die nasies. Daarom word dit beskryf dat hy uitgaan as 'n oorwinnaar en om te oorwin. Hy wil oorwin diegene wat aan God behoort. Hy wil hulle oorwin dat hulle na sy kant toe moet kom om saam met hom die ewigheid in die hel deur te bring. So dit is die eerste ruiter wat ons sien. En hierdie is nie 'n enkele gebeurtenis nie, want die Antichrist gaan vir 7 jaar lank daar wees. Die eerste 3,5 jaar gaan hy regeer
En as ons die Bybel reg vertolk, en dit word nie duidelik vir ons uitgespel in die Bybel nie, dan lyk dit asof in die tweede 3,5 jaar, dit is die 7 jaar van verdrukking wat voorlê, asof die duiwel dan gaan inwoon in die antichrist, en asof dit eintlik die duiwel is wat dan gaan regeer. Nou kom ons by die tweede seël, en toe hy, dit is Jesus, die tweede seël oopmaak, hoor ek die tweede lewende, toe hy die tweede seël oopgemaak het, hoor ek die tweede lewende wese sê, kom kyk, en 'n ander perd, 'n vuurrooie het uitgekom, en aan hom wat daarop sit is dit gegee om die vrede van die aarde af weg te neem, en dat hulle mekaar sou doodmaak, en 'n groot swaard is aan hom gegee. Let daarop dat die klem is op die perd, nie op die ruiter van die perd nie. Maar ek het gesê die eerste een is die antichrist. Hierdie tweede een is ook die antichrist. Die antichrist gaan aanvanklik kom as 'n vredemaker, en dit is hoe die hele wêreld hom gaan aanvaar en hom loof dat hy die Messias is wat aarde toe gekom het. Dan verander hy, en hy verander in hierdie een wat oorlog maak, wat die vrede van die aarde af wegneem. So dit is dieselfde persoon wat verander met die loop, of deur die loop van die verdrukking. Hier lees ons dat hierdie een die vrede van die aarde af gaan wegneem, dat hulle mekaar sou doodmaak. Met ander woorde, die een volk, die ander volk, dit gaan gebeur, dat die ouer die kind doodmaak, en die kind die ouer, dat broers mekaar gaan doodmaak, want vrede gaan weggeneem word van die aarde af. Die groot swaard wat aan hom gegee is, dui daarop dat dit 'n oorlog is wat gevoer gaan word. So ons sien hier 'n beskrywing van dit wat ons dwarsdeur die verdrukking sien. So hierdie eerste 4 seëls, ons kom nog by die 3de en 4de seël, maar is 'n oorsig oor wat in daardie 7 jaar gaan gebeur op aarde. Dit bring ons by die 3de seël. Kom ons lees Openbaring 6 van vers 5 af. En toe hy die 3de seël oopgemaak het, hoor ek die 3de lewende wese sê, kom kyk. En ek het gesien, en kyk, daar was 'n swart perd, en hy wat daarop sit het 'n skaal in sy hand. En ek het 'n stem tussen die 4 lewende wesens hoor sê, 'n rantsoen koring vir 'n penning, en 3 rantsoene gars vir 'n penning, en moenie die olie en die wyn beskadig nie. Wat ons hier het, is, ons moet eers teruggaan in die geskiedenis na daardie tyd toe. 'n penning was genoeg om vir, dit was omtrent 'n dag se soldui vir 'n persoon. Met ander woorde, kom ons sê die man is die broodwinner, die man gaan uit, hy verdien 'n penning, en dan kon hy 'n dag se rantsoen vir homself koop. Nou is dit wat hy sy hele gesin mee moet voed. Want wie anders het nog 'n inkomste? En al het elkeen 'n penning, met ander woorde, jy het net koring dan om te eet. As jy gaan vir 3 rantsoene gars vir 'n penning, is dit nie dat jy meer kos kry, fisies lyk dit na meer, maar die voedingswaarde van gars is soveel laer as van koring, dat dit omtrent ekwivalent aan mekaar is. So wat hierdie swart perd voorstel, is hongersnood wat kom. En nou kom ons by die dieritems, moenie die olie en die wyn beskadig nie. So dit lyk asof jy in daardie tyd nog die ryk mense gaan kry, wat olie en die wyn kan bekostig. Maar jou gemiddelde persoon, met ander woorde 80-90% van ons, gaan honger ly, daar gaan nie geld wees om kos te koop om te eet nie. En toe Jesus die 4de seël oopgemaak het, hoor ek die stem van die 4de lewende wese sê, kom kyk. En ek het gesien, en kyk, daar was 'n valperd, en hy wat daarop sit, sy naam is die dood, en die doderyk het hom gevolg, en aan hulle is mag gegee oor die 4de deel van die aarde om dood te maak met die swaard en hongersnood en pes en deur wilde diere van die aarde.
Hier is 'n paar dinge waarna ons moet kyk. Eerstens, dit wat in ons Bybel vertaal is as 'n valperd. As ons teruggaan na die oorspronklike taal toe, word die naam chloros gebruik. En dit is waar ons byvoorbeeld die woord chlorofil vandaan kry, die groen kleurstof wat in plante is. So hierdie is 'n geel-groen kleur. Ons ken nie so perd nie. Terloops van die perde gepraat, daar word in Sagaria, ek dink is in Sagaria word daar ook genoem van perde, maar daar's geen verband tussen daardie en hierdie wat hier beskryf word nie. So dis nie dat een profesie na 'n ander een dui nie. Die kleur van die perde daar is anders en die hele doel en funksie van die perde in die Ou Testamentiese profesie is anders. Maar goed, nou kom hierdie groen perd. Ons weet nie, ons het nog nooit so perd gesien nie. Maar dit is hoe hy beskryf word. En op hom is die dood. En saam met die dood gaan die doderyk. As ons in Engels kyk, dood word omtrent vervang met graf en doderyk is 'n goeie vertaling. So die een maak jou fisies dood en die ander een maak jou gees dood of steel jou gees. So dit is waaroor dit hier gaan. En aan hulle is mag gegee om 'n kwart, want dis wat 'n 4de deel is, om 'n kwart van die aarde dood te maak. As ons kyk na huidige statistiek, dan is daar is meer as 8 biljoen mense in die wêreld. Met ander woorde, op hierdie stadium gaan 'n kwart van die 8 biljoen, dis 2 biljoen mense doodgemaak word. Kan u indink wat gaan gebeur as 2 biljoen mense in 'n relatiewe kort tyd moet sterf? Maar soos ek gesê het, hierdie 4 ruiters toon eintlik vir ons aan wat oor 'n termyn gaan gebeur en ek gaan net nou verder daaroor praat. Maar nou kom hier iets anders, en pes. Nou die een pes wat ons gehad het, dit ons in 2020 gehad, en hy was nie naaste by so erg as wat mense gesê het dit gaan wees nie, maar daar het baie gesterf. Ek het self 'n suster verloor aan daardie pes. Maar stel jou voor die aarde, as daar 'n erger pes is, en daar's nie net een nie, daar's 7, 10 verskillende peste gelyktydig aan die gang in die wêreld. Hoeveel mense gaan sterf? Ons verstaan nie die term die wilde diere nie. Maar as ons terugdink 'n jaar of 2 gelede was dit hoofopskrifte in koerante, dat die mense daarin geslaag om 'n oertier weer reg te kry deur die DNA van die oertier in 'n moderne een te plaas. Myns insiens is dit nie 'n herlewing van die oerdier nie, want hulle het net 7 gene van daardie dier verander. Maar dis 'n dier wat meer barbaarse instinkte gehad het as wat jou gemiddelde roofdier het. En die mens speel met hierdie soort goed. Die mens het ag homself wys en hy glo hy kan inbreuk maak op God se skepping en die mens kan verander wat hy wil. 'n hele klompie jare gelede was daar 'n film gewees, Jurassic Park, wat oor dieselfde ding gehandel het, waar die mense DNA van dinosourusse in die hande gekry het en hulle het probeer om hulle na te maak en toe word hulle opgevreet deur die dinosourusse. Dit is 'n potensiële ding wat hierdie scenario kan skep. So wat ons lees met hierdie 4 diere wat of hierdie 4 perde ruiters, is dat daar absolute pla op die aarde gaan kom. Dit begin met die wit perd, dit kom voor as iets goeds, dit kom voor as vrede. Maar dit is net om die mens gerus te maak. En die oomblik as die mense hierdie persoon op hierdie perd aanvaar, dan verander hy in hierdie tweede ruiter op die rooi perd met die swaard wat mense doodmaak, wat vrede van die aarde af wegneem, wat verwoes so ver as hy gaan. En dan kom die hongersnood. En die hongersnood laat mense sterf. Daar is nie geld om kos te koop nie. Almal kry swaar. En kan jy nou verstaan dit waarby ons nog gaan kom in Openbaring 13,
van die duur van die merk wat jy gaan nodig hê om kos te koop, dan gaan dit nog erger raak as dit wat hier beskryf is. En deur hierdie hele tydperk is die dood en die doderyk daar om die mens weg te skeer van die aarde af. En let wel, in daardie tyd gaan dit nie net die slegte mens wees wat sterf nie. Die anti-kris maak die sogenaamde goeies dood, die wat wel vir God aanvaar, en die anti-kris maak dood die wat die anti-kris maak dood wat God aanvaar, en God maak dood die wat sleg is. Maar die anti-kris gaan daar ook sy bydrae gee en baie van die slegtes doodmaak. Ons gaan aan na vers 9 toe. Dit bring ons dan by die 5de seël wat gebreek word. En toe hy die 5de seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. Hier sien ons iets wat gebeur, en dit is die siele. Op daardie stadium het die wegraping reeds plaasgevind, met ander woorde, verloste persone, selfs die wat gesterf het, ontvang hulle verheerlikte liggame op daardie tydstip. Maar hierdie het nog nie hulle verheerlikte liggaam nie. So dit is mense wat na die wegraping tot bekering gekom het, want hulle is gedood ter wille van die woord van God. Hulle het die woord van God aanvaar, maar hulle het dit te laat aanvaar om weggeraap te word. So dit is die groep waarvan hier gepraat word. En hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê: "Hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie?" Waar ons gewoond is aan Stefanus wat gebid het terwyl hy gestenig word: "Here, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie." Dit is hoe die Christen opgetree deur die jare. Sien ons dat hierdie Christene uit heeltemal 'n ander oogpunt kyk. Hulle het hulle lewe afgelê vir God, omdat hulle God se woord aanvaar het. En hulle roep om wraak, dat hierdie mense wat hulle doodgemaak het, dat die vervolg moet word. Dink jouself in die posisie, die res van jou huisgesin word doodgemaak. En jy kom in die hof en daar staan die moordenaars. En die hof wil hulle vryspreek. Hoe gaan jy daaroor voel? As Christen is ons nie veronderstel om so te voel nie, maar ek dink as 'n mens deur hierdie dinge is, dan gaan jy 'n bietjie anders voel as wat ons voel. Ons lees verder van hierdie mense wat uitroep om wraak, en aan elkeen van hulle is wit klere gegee. Met ander woorde, dit wys weer, hulle is rein, hulle is skoon gewas deur die bloed van Christus. En aan hulle is gesê dat hulle nog 'n klein tydjie moes rus, totdat ook hulle medediensknegte en hulle broeders, wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou wees. Met ander woorde, hierdie seël wat ons hier sien, speel af voor die einde van die verdrukkingstydperk. Want dit vertel vir ons dat daar nog mense tydens die verdrukking doodgemaak gaan word, wat hulle gaan voeg by hierdie wat nou onder die altaar is. So, daar wag gewelddadige tye op die wêreld. Dis beter om jou nou te bekeer, as om te dink jy gaan jou eerder tydens die verdrukking bekeer. Van vers 12 af lees ons dan: "En ek, dis Johannes, het gesien toe hy die 6de seël oopgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing, en die son het swart geword soos 'n harige sak, en die maan het geword soos bloed, en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vye boom wat deur 'n groot wind geskit word, sy navye laat afval. En die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit, en die konings van die aarde en die grootes en die rykes en die owerstes oor 1000 en die magtiges en al die slawe en al die vrymense, so alle mense, het hulle weggesteek in die spilonke en in die rotse van die berge en vir die berge en rotse gesê: val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit, vir die toorn van die lam,
want die groot dag van sy toring het gekom, en wie kan bestaan? So hier word vir ons beskryf dit wat aan die einde van tyd gaan gebeur, wat gaan gebeur met die wederkoms van Christus, dat die mensdom gaan besef dat Jesus Christus, hy wat gekom het as 'n lam, is nou die leeu, en dat hierdie leeu gaan verslind. Hierdie leeu kom om te oordeel, die lam het gekom om te red, en as jy nie sy redding wil aanvaar nie, word jy oorgelewer aan die oordeel van die leeu. Dit is waaroor dit gaan. Hierdie aardbewings is so erg, dat berge en eilande uit hulle plek versit word. Dat die hemel weggewyk het soos 'n boek wat toegerol word, ons kan ons nie indink wat dit als beteken nie. Maar kan u indink dat mense begin bid, en vir wie bid hulle, want hulle glo nie in God nie. Hulle bid dat die God geskape dinge, soos die berge en die rotse op hulle moet val, sodat Jesus hulle nie moet sien nie. Kan u indink in watter vrees daardie mense leef? En dit is maar 'n voorsmaakie wat vir hulle wag in die ewigheid. En tog, as ons deur hierdie hele gedeelte gaan, en ons kom hier by Openbaring 18 en 19, gaan jy sien, dat hierdie mense hulle harte steeds verhard, en hulle nie tot God wil wend nie. Hulle besef, hy is 'n God wat beheer het oor alles, maar hulle wil nie hulle lewe aan hom oorgee nie. Hulle wil volgens hulle eie wil leef. Hulle glo dat hulle wys genoeg is, dat hulle iets kan uitvind, ontdek, wat gaan maak dat hulle gered kan word. En daar's geen redding vir hulle nie, want Jesus Christus is die enigste redder wat daar is. Dan slaan ons Openbaring 7 oor, en ons gaan na Openbaring 8, laat ons net die eerste paar verse lees, want dit is die 7de seël wat oopgemaak word. En toe Jesus die 7de seël oopgemaak het, kom daar stilte in die hemel, omtrent 'n halfuur lank. Onthou u wat ons in hoofstuk 4 en 5 gelees het, dat daar aan mekaar lof en eer betuig word aan Jesus, aan God, dat daar 'n nuwe lied gesing word, daar's heeltyd lofliedere, die ouderlinge val op die grond neer en aanbid God. En nou is daar vir 'n halfuur lank stilte. In die hemel sien hulle die oordeele wat kom, en hulle besef wat wag op die aarde, en dit is so verskriklik, dat hierdie wesens, wat in die heerlikheid, in die teenwoordigheid van God is, stil word, oor die straf, wat oor hierdie mense gaan kom. En nou sien ons die reaksie, wat daarop gaan volg. En Johannes het die 7 engele gesien, wat voor God staan, en 7 basyne is aan hulle gegee. Dit bring ons by die tweede stel oordeele wat kom, die basynoordeele. Ons 7de seël en dan weer die 7de basyn is elke keer 'n oorgang na die volgende groep oordeele wat kom. En 'n ander engel het gekom met 'n goue wierookbak by die altaar gaan staan, en baie reukwerk is aan hom gegee, om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. En die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. Ons gebede word gestoor. En ons gebede gaan met hierdie reukwerk op die altaar gegooi word, dat dit God kan bereik. Dit beteken nie as ons bid, bereik ons nie God nie, maar dit beteken dat daardie gebed gebere word, en dat dit weer oopgemaak gaan word, dit wat ons gevra het. En die engel het die wierookbak geneem, en dit met vuur van die altaar volgemaak, en dit op die aarde gegooi. Met ander woorde, vuur uit die hemel word op die aarde gegooi, en daar het stemme gekom, en donderslae, en weerligte, en aardbewing. So, dit is verskriklike dinge, wat aan die einde van tyd gaan gebeur. En daar is vir jou net een manier wat jy dit kan ontsnap, en dit is, jy moet jou bekeer. Jy moet aanvaar dat Jesus Christus jou verlosser is.
Jy moet aanvaar dat hy na die aarde toe gekom het, dat die doel waarom God in die vorm van Jesus Christus, of dit is teologies verkeerd om het so te stel, maar dit is die mees verstaanbare manier. Jesus Christus is God, maar hy het aarde toe gekom om mens te word, dat hy vir ons oortredinge kan sterf. Maar as sy bloed was ons skoon van ons sonde, maar as jy sy bloed vertrap, as jy sy bloed belaglik maak en sê, ja, dit kan jou nie red nie, dan spreek jy die oordeel oor jouself uit, dat jy in al hierdie verdrukking sal ingaan, waarvan ons nou hier praat. En ek wil weer beklemtoon, die beste tyd om tot bekering te kom is nou, want nie een van ons weet, wanneer hierdie dinge gaan gebeur, wanneer die wegraping gaan plaasvind nie. As jy nie gereed is, wanneer die wegraping plaasvind nie, is jy verlore, dan beland jy in al hierdie dinge. So, ek het reeds die samevatting van hierdie gedeelte gegee. Dit wat kom is verskriklik, maar jy kan dit vryspring deur jou lewe aan Jesus Christus oor te gee. Kom ons doen dit elkeen wat dit nog nie gedoen het nie. Hemelse Vader, dankie dat ons vandag weer eens kon sien, dat ons vandag hierdie verskriklike gedeelte kan sien van hoe die verdrukking gaan begin, wat gaan gebeur tydens die verdrukking. En Here, ons het nog net 'n voorsmaakie daarvan gekry. Gee vir elkeen wat U nog nie gevind het nie, die krag, dat hulle self sal verneder voor U, op hulle knieë sal gaan voor U, en vir U vra om verlossing, dat hulle vir U sal vra om hulle sonde te vergewe, maar Here, dat hulle 'n vaste geloof in U sal hê, dat hulle sal glo dat Jesus Christus God is, dat God drie-enig is, en dat God die alleen wyse heerser van hierdie aarde is, dat die menslike verstand niks is, en niks wat die mens reg kry, kan enige iets vermag nie. O Here, ons leef in 'n wêreld wat besig is om verlore te gaan. As ons kyk na wêreldgebeure, dan sien ons hoe vinnig goed op mekaar volg, en hoe dinge voorberei word vir hierdie absolute laaste tyd. Here, help ons, gee dat ons wat in U glo, sal vasklou aan U, dat ons geloof versterk sal word in hierdie dae, en dat diegene wat U nog nie aanvaar het nie, dat hulle die knie voor U sal buig, dat hulle besef dat menslike wysheid niks werd is nie. O Here, dit word so mooi vir ons gestel in die laaste klompie verse van Romeine 1, dat die mens ag homself wys, maar op die manier het hy eintlik dwaas geword. En die mens het dwaas geword deurdat hulle die skepping ontken, dat hulle kom met die oerknalteorie, Big Bang teorie, met evolusie, dat U uit die prentjie uitgesny word daar, terwyl dit U is wat alles gevorm het. U het hemel en aarde gemaak en alles wat daarop is. U plaas heersers daar en verander hulle volgens U wil. Here, open die oë van die mensdom, dat die mensdom sal raak sien dit wat U doen, dat hulle sal raak sien hoe groot en magtig U is, en dat hulle U sal volg. Ek vra hierdie dinge om Christus ontwil alleen. Amen.